Goeiemôre. Jy luister na die 17de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is storielyne. Ek het gister se oordeenking afgesluit deur vir elkeen te vra, voltooi die sinstam, my lewe is. Om die meeste uit hierdie oordeenking te kry, moet jy ten minste 10 of 20 keer die sinstam neerskryf en voltooi. My lewe is. Ek moet bieg, dis elke keer vir my 'n selfontdekking. Eerlikwaar, ek besef nie dat daar soveel storielyne in my is nie. Toe ek weer sien, het ek 24 storielyne neergeskryf wat ek ergens opgemaak het oor my lewe. Sommige is meer vanuit my huidige situasie, en dit kan waarskynlik oor 'n dag, week of maand van nou af nie meer relevant wees nie. Maar daar is weergawe van my lewensstorie wat meer permanent van aard is. Wat het jy neergeskryf in antwoord op hierdie sinstamme? My lewe is. Wat het jy neergeskryf? Ek het nou die oggend met julle gedeel wat ek neergeskryf het toe ons gepraat het oor die lewe is. Maar vanmôre se oordeenking is iets wat te persoonlik. Daar is antwoorde wat positief en lewegewend is, maar daar is ook antwoorde wat my belemmer en kortwiek, indien ek dit nie nou uitpluis nie. En ek voel nie dis billik om net met julle die gedagtes te deel waarmee ek gemaklik is nie, want dit sou die illusie skep dat elke weergawe van my lewensstorie uitgepluis, positief en lewegewend is. Jy weet, soos mense se Facebook-profiele, waar alles mooi, gesond, suksesvol en perfek is. In die regte lewe het ons almal verstelwerk, herstelwerk of bekeringswerk nodig aan ons hart en siel en verstand en dade. Niemand spring dit vry nie. Dis beter om nou eerlik te wees met jouself, as om in 'n skewe storie voor te leef, of 'n valse een, of verkeerde storielyn. So kyk na die antwoorde wat jy neergeskryf het, en begin om hulle in 2 groepe te deel. Die antwoorde wat jou bemagtig, bevry, 'n toekoms oopsluit, bevestigend is van jou ware identiteit, ruimte maak vir God se kreatiewe moontlikhede vir elke dag hierna, wat liefde die hartklop van lewe maak, wat inspirerend is, en. Sien jy hulle daar in jou lys? Omkring hulle of kleurmerk daardie bemagtigende antwoorde met een kleur. Maar kyk ook na die antwoorde wat jou magteloos laat, 'n slagoffer maak van omstandighede, jou dalk saboteer, mislei, oorlaai, wat onbillik is, genadeloos of liefdeloos is teenoor jouself, wat veralgemeen, wat pessimisties of deterministies is. Omkring daardie antwoorde of kleurmerk dit in 'n ander kleur. Hoor mooi, dis nie asof hierdie antwoorde verkeerd is nie. Ek bedoel, ons ontdek dit hier binne ons, meer as wat ons noodwendig doelbewus hierdie storielyne uitdink. Hierdie antwoorde is belangrik en verklap die denkraamwerk en die storielyne waarbinne ons funksioneer. Sommige van jou antwoorde gaan nie noodwendig positief of negatief wees nie. 'n Storielyn soos, my lewe is kompleks, is nie per se positief of negatief nie. Is net 'n eerlike beskrywing van hoe jy jou lewe nou ervaar. Maar ek sou persoonlik dit gevoeg het by die positiewe kant, want dit bied vir my insig op hoe ek die lewe nou ervaar, en dit mag dalk ook 'n aanduiding wees van vaardighede wat ek nie moet ontwikkel om hierdie kompleksiteit uit te sorteer. Of bloot kan ek net vir myself bietjie meer genade betoon omdat ek so moeg voel in hierdie kompleksiteit. Maar dit mag ook vir jou insig toon dat jy die lewe kompliseer. Dalk hoef die lewe nie so kompleks te wees nie. Soms moet ons besef dat ons dinge oordink en herbedink en weer oordink. En dalk is dit 'n sleutel om te besef, weet jy, ek maak my lewe meer kompleks as wat dit is. Die positiewe antwoorde wat jy in geheel nou daar voor jou het, is bemagtigende, hoopvolle en inspirerende storielyne.
Gaan tik dit oor op 'n rekenaar en maak dit jou screensaver. Of druk dit uit op papier en plak dit op die muur voor jou of op jou spieël, waar jy dit elke dag kan sien. En laat dit jou inspireer. Daar lê soveel energie as jy daarop fokus. Brei dit uit met nog positiewe sinstamme. En die negatiewe antwoorde, dit word jou nuwe opdrag. Jy sal daardie storielyne moet herbesoek. Wat gaan hier aan? Watter wysheid is hierin te vind as ek bietjie meer nuuskierig raak hieroor? En hoe sou ek dit kon gebruik sodat dit in my guns stel? Kom ons neem 'n storielyn soos, my lewe is 'n gemors. As jy daardie storielyn kan verander, lê daar baie moontlikhede daarin opgesluit. Skryf dit oor met woorde soos, my lewe is 'n missie om probleme of foute of sonde of slegte besluite of slegte verhoudings nou uit te sorteer. Dis my opdrag. Ek kan nie so aanhou leef nie. Hoe maak 'n mens met 'n storielyn wat so absoluut destruktief is soos, my lewe is 'n mislukking? Hoe kan 'n mens dit in jou guns laat tel? Wel, heel eers deur bewus te raak van hoe destruktief en verlammend so 'n storielyn is. Verander dit dan in 'n sin soos, my lewe is belangrik genoeg om hulp te soek sodat ek hierdie gevoel van mislukking agter my kan sit. Daar's tientalle meer bevestigende positiewe uitkomste op hierdie sinstam, my lewe is 'n mislukking. Nou het jy bewus geword van hierdie storielyne, wat jou denke, jou emosies, jou gedrag en jou energievlakke bepaal. Dis nog groter as dit. Dit bepaal die rigting van jou lewe. Elke paragraaf, elke bladsy, elke hoofstuk, dit word jou storie. As jy vanmôre kyk in geheel, wat is die een storielyn in jou lewe wat, as jy dit kan verander, die grootste verskil kan maak? Dalk die grootste verskil vandag, hierdie week, in die groter storielyn van jou lewe. Ek wil aan die einde van die oordeenking voorstel, gaan sit met jou storielyne voor God en bid oor elkeen van hulle. Laat God se lig en waarheid jou lei. Praat met God daaroor. Bid daaroor. Dat lig en waarheid jou bevry, jou inspireer en nuut maak. Jy kan ook die reis saam met iemand anders aanpak. Deel dit met 'n vertroueling. Deel jou positiewe storielyne. Maar deel ook dalk met hulle, iemand wat jy regtig vertrou, die storielyne wat jou saboteer, wat jou seermaak, wat jou 'n slagoffer maak van die lewe en magteloos laat. Dit is goed om iemand te hê wat jou verantwoordelik help hou vir jou storielyne. Kom ons bid saam. Here, wees my genadig en help my om myself te sien in die helder lig van U heiligheid, sodat die waarheid oor my sondige aard, my oortredinge, my valse storielyne, wat ek baie keer met trots en verwaandheid probeer verberg, aan die lig sal kom. Here, vir wie daar geen geheim bestaan nie, konfronteer my met die valshede en maskers, waarmee ek myself mislei, en ander probeer mislei. En die ergste miskien, Here, vir U probeer mislei. Here, reinig my. Help my om my storielyne oor te skryf, goed te skryf in U teenwoordigheid. Help my om myself te ken in U teenwoordigheid en laat my groei. Leer my om U in waarheid en in lig te dien. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.